ja, sê vir julle almal welkom hierso. Daarom vertel julle daarvan Fatima af. Nou ja, lekker om nuwe gesigte altyd te sien en nuwe gesigte om jou te hê. So leer ken 'n mens dan ook ander mense weer vir 'n slag. En dan, ek sê altyd, jy mos altyd op hoorbasis. Jy hoor mos net van Kalian, dan jy hoor net van dit, jy hoor net van hierdie ene, jy hoor net van die ene. Nou, baie keer is dit 'n goeie ding dat 'n mens liewer die mense van aangesig tot aangesig sien as wat jy luister na al die mense wat hulle sê, jy weet so. Nou, nee, maar dit is altyd lekker om mense daarom te ontmoet. En ek sê altyd wat jy hoor mos name, en name het 'n gesig, en dan baie keer dan wonder jy hoe lyk die persoon, tot jy om die dag daarom sien, dan is jy baie keer verbaas, en dan baie keer is jy opgewonde dat jy daarom 'n nuwe gesig het, wat voor jou is, gesig met 'n naam, kom ons sê liewer so, dan is dit lekker. Nou toe, ons is opgewonde, ons weet die Here is op die troon, en ons gaan nog 'n lekker saam sing. Vanmôre het ek 'n groot getuienis wat ek met julle wil deel, wat ons beleef het so 'n paar jare terug, of eintlik baie jare terug, maar ek gaan hom vanmôre met julle 'n bietjie deel. So, en ek is net so opgewonde, die vroutjie, wie dit is, sy sal dalk vanmôre op die livestream wees. Sy het gesê sy gaan daar op wees, so, dat julle daarom ten minste weet, dis die waarheid vanmôre, dit wat ek daar gaan vertel, en dat julle kan sien, en sy ook, sy is deel van die uitsaai vanoggend, so. Nou toe, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons net vanmôre so by mekaar kan wees en die naam kan groot maak en net kan vertel van die goedheid en die guns van U. Here, as ons kyk in hierdie wêreld wat so deur mekaar is, alle dinge is deur mekaar, Here, niks werk baie keer uit nie. Maar dan weet ons nog, Here, dis 'n tyd soos hierdie wat U sê, kom na my toe, en ek sal vir julle die rus gee, en ek sal vir julle die rus skep. En dis ons begeertes vanmôre, Here, laat U vir ons in hierdie tyd, Here, daardie rustigheid en wete sal gee, dat U is daar. En U kyk na ons en U bewaar ons en beskerm ons. Maar ons wil U eer, ons wil U loof, ons wil U prys. Here, vanoggend is daar mense wat siek is, vermoeid en belas is. Daar's mense wat seer het vanoggend. En besonder dra ons elkeen vanoggend aan U op. Here, ons ken nie die name nie, ons weet nie wie hulle almal is nie, maar een ding weet ons, Here, U ken alles, U weet alles, en ons weet dat hierdie mense dalk al reeds voor U genoem is, maar ons wil vra, Here, staan by elkeen stil, ook by ons, Here, en ons hartsbegeertes, Here, en ons hartsverlange, dat U dit aan U geopenbaar sal word, en ons weet, Here, U woord sê, Here, is die volbringer van ons hartsbegeertes en ons hartsverlange. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed, ons gaan sommer 'n paar lekker vinnige, sommer lekker maklike goed sing, dat julle almal kan dit gou leer en die wat nou nie het nie. Okay, ek sal nou heeltyd daar sit en wonder as ek nou reg. Dan kan sy nie eers sing nie. Oh, wat jy daar wees, wat jy daar wees, die end of my for you, push it and the door, I'm what jy daar wees, oh, wat jy daar wees, what jy daar wees, the end of my for you, push it and the door, what jy daar wees, is the King of Kings, is the Lord of Lords, and Jesus, 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 oh, He's the King, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords, and Jesus, 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 oh, He's the King. Oh, I live, yet I
hart. Bij Jezus leef vandaag, hij leeft in mijn hart. Hij leeft, hij leeft, hij leeft in mijn hart. Bij Jezus leef vandaag. Zing halleluja, zing halleluja. Bij Jezus leef, hij leeft in mijn hart. Zing halleluja, zing halleluja. Bij Jezus leef vandaag. Loop Heere, loop, als mijn asem loop, Heere, loop. Hij doet wat hij belooft, ik breek op mijn kakheid. Ik kom op in die spreek, loop Heere, loop. Als hij zijn naam aanloopt, ja, loop Heere, loop. Als mijn asem loop, Heere, loop. Hij doet wat hij belooft, ik breek op mijn kakheid. Ik kom op in die spreek, loop Heere, loop. Als hij zijn naam aanloopt. Alles entstaat, het dat alles entstaat. Dit is Jezus, wat mij de kracht geeft. Het is dat alles entstaat. Het is dat alles entstaat. Het is dat alles entstaat. Jezus, wat mij de kracht geeft. Het is dat alles entstaat. Oh, leef mij, Heere, leef mij, Heere, leef mij. Leef mij naar die waters, waar daar is zee. Tussen boot, het land bij waterstromen, dat zij teruggeven aan Jezus op de rechte weg. Leef mij, Heere, leef mij, Heere, leef mij. Leef mij naar die waters, waar daar is zee. Tussen boom, het land bij waterstromen, dat zijn vruchten geven aan Jezus op de rechte weg. Leef mij, Heere, leef mij, Heere, leef mij. Leef mij naar die waters, waar daar is zee. Tussen boom, het land bij waterstromen, wat zijn vruchten geven aan Jezus op de rechte weg. O Heer, Vader, om nu door te nemen. En zij zielsroute maakt. Want die heeft ons weer in nood gevoerd. Uit elke stam en als die volk geen naam. Oh, halleluja, halleluja, oh, het is die gevoed van Jezus bloed. Oh, halleluja, halleluja, oh, het is die gevoed van Jezus bloed. Jezus Vader, om de boeken neer. En zij zielsroute maakt. Want die heeft ons met het bloed gekocht. Uit elke stad en als die volking aan. Oh, halleluja, halleluja,
gekoop deur my Jesus bloed. Halleluja, halleluja, ek is die gekoop deur my Jesus bloed. Die Here is my harder, ek sal my ontbied nie. Hy laat my neer en groei my kalde na wat is waar is hy. Lei hy my neer na wat is waar is hy. Lei hy my neer en baie diep al my hand en baie diep al my hand. Hy plaas my voete op 'n ewige grond en baie diep al my hand. En baie diep al my hand. En baie diep al my hand. Hy plaas my voete op 'n ewige grond en baie diep al my hand. Because he is, I can face tomorrow. Because he is, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and I peace with the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, our fear is gone. Because I know, yes I know, he owns the future. And life is good, the living just because he lives. On that daily, sing a dance for more. On that daily, and we may free. On that day, jag vet vad jag är dum av. Du lever häst, du borde vara om det liv. Om det liv, singa kanske morgon. Om det liv, förkling mig fri. Om det vet, jag vet vad jag inte kan. Det lever häst i budgeten om det liv. Amen. Wat 'n wonderlike because he lives, omdat hy leef, kan ek kan sien vanmôre. Die gedagte wat ek baie graag nog met u wil deel vir hierdie tydperk tot by Pinkster of tot by Hemelvaart is juis om bietjie toe Jesus vandat hy gekruisig is opgestaan het, van die opstanding tot by die
tot by die hemelvaart, het hy seker dinge nog met sy disippels gedoen, en vir hulle vertel wat om te doen, wat om te maak. En nou, ek deel nou so bietjie met julle rondom dit, en toe begin ek laas Sondag het ek begin, dat ons moet 'n getuie wees vir hom. Nou, 'n getuie beteken, wanneer ons praat van getuienis om ons, of 'n getuie het, dan, ek het genoem van, toe ons kinders was, dan, of sê maar, of jy kyk na 'n speurverhaal, dan sê hulle, julle kan mos altyd onthou so 'n grenspeurverhaal, dan so aan die einde, of so by 'n plek, dan kom hy, dan sê hy, almal in die huis is skuldig, of dit lyk so, iemand het die moord gepleeg, en dan is almal skuldig, en dan vra hulle vir die ou, jong nou, waar was jy gisteraand hierdie tyd? Dan sê hy, nee, ek het 'n getuie, ek was by daai ene, of by daai ene, of by daai ene. Daai ene kan bevestig, dat jy was daar, of die persoon was daar. Nou toe ons mos kinders was, kan julle altyd onthou, dan vinnig is ons aangejaag het, en dan sê ons vir ons maans, vra vir my beste pel, sê maar, my beste pel was Nikkie, en ek sê altyd, vra vir Nikkie, ek was saam met Nikkie gewees, dan sê my ma altyd, vra vir ek, want ek lieg nie soos ek. So, los dit nou maar so, ons het altyd om so uitgewerk, nou 'n getuie beteken, noodwendig om te staf dit wat gebeur het. Wat sê, dis nie op hoor sê stories nie. Wat sê, dis nie wat ek lees nie. Wanneer die Here Jesus praat van om 'n getuie te wees, dan praat hy van, jy moet getuig van die ondervinding wat jy van hom het. Dit wat jy van hom beleef. Dit wat jy van hom ervaar. Dit wat jy van hom in jou lewe is. Wat sê, 'n getuienis is altyd, ons het baie getuienisse wat ons hoor. Ons hoor van mense getuienis. Laas Sondag het ek daaroor gepraat, toe het ek gesê, maar by elkeen van die getuienisse wat ek nou vir u gaan bring, laas Sondag sinne, en hierdie, en nog voorkant toe, is dinge waarby ek betrokke was. Ek het dit met my eie oë gesien, ek het dit beleef, so, dis nie hoor sê stories nie. Dis goeders wat ek beleef het, en dit wat ek ervaar, en ek glo, dis wat die Here eintlik wil hê, wanneer hy met sy disippels praat, sê hy vir hulle, maar julle is my getuie. En wanneer hy met ons praat, sê my julle is my getuie. Daarom kom ons vanoggend by daai gedeeltes wat hy sê, julle moet die evangelie vat, julle moet uitgaan en dit verkondig. Markus 16 vers 14 praat hy daarvan, hy sê, later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hulle hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Wat sê, die disippels is almal aan tafel en hulle sit daar, en die Here verwyd hulle so 'n bietjie, hy sê vir hulle, weet julle wat, julle het nie geglo, toe mense vir julle gesê het, ek leef nie. Nou, wanneer 'n mens nou dit kyk, dan die eerste ding wat 'n mens sê, ek wonder, wat sou ons gedoen het? Sou ons geglo het? Want hulle het hom gekruisig, hulle het hom gehang aan die kruis, hulle het hom gaan begrawe, wil sê, hulle het hom in daai graf gesit, hulle het 'n klip voorgerol, hy was dood gewees, en nou na 3 dae, nou sê hulle, nou kom almal, nou sê hulle, hy het opgestaan, hy's dood. Nou, vir die mense brein maak dit nie sin nie. Dis dieselfde toe die Here Jesus staan en hy vir Lazarus uit die dood het opwek, toe staan almal het seker gedink, jy speel, tot sy, Maria het vir hom gesê, of Magdalene vir hom gesê, maar Here, hy sal 4 dae dood, hy ryk al. En die Here stuur hom nie aan dit nie, en die Here sê dit. Nou sit hierdie klomp, en die Here sê vir hulle, nou kom glo julle nie. En ek dink as ons daar was, sou ons presies dieselfde gedoen het. Ons sou gesê het, nee, kyk hierso, ek het hom met my eie oë gesien, hy was begrawe. Ek het met my eie oë gesien, hy was daar binne. Ek het met my eie, maar luister, die groot ding is, dat die Here Jesus het vir hulle voor die tyd vertel, dat ek gaan nie daar bly nie, ek gaan opstaan, ek gaan sterwe, maar ek staan op. En dit was nie by hulle nie. Hulle het vreeslik, hulle het gedink aan dit wat werklik plaasgevind het. Nou, ek sê, ons is gelukkig vandag, ons het die woord, ons kan Bybel lees, ons kan sien wat het daar gebeur, maar dink vir jou net vir een oomblik, hulle het niks gehad wat ons vandag het nie.
Hulle het nie eers almal uit die geleerdheid gehad wat ons vandag het nie, of die Bybel verstaan wat ons vandag verstaan nie. Hulle was afhanklik van die priesters, en nou sê hulle nou staan hulle daar, en die goed maak nie vir hulle sin nie. Dit maak nie vir hulle sin dat jy 'n ou wat dood was nou ewe skielik, maar hulle het dit gesien. En die Here sê vir hulle, hy sê ek is 'n bietjie ontevrede met julle, maar hy het vir hulle gesê, dan gee die Here hulle opdrag. Nou daai opdrag is dieselfde as Matteus 28 vers 19. Enige evangelisasië, enige ding wat ons het, wat ons vandag van praat ons van die evangelie wat moet uitgaan. En hy sê vir hulle, toe hy met hulle hier praat, is om vir hulle te, nou moet hy net draai, daar is hy, okay. Hy sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy gee hulle opdrag, hy sê, gaan getuig van my wat julle ervaar het, dit wat julle gesien het, dit wat julle beleef het. Gaan vertel dit vir mense. Toe hy hulle uitgestuur het, het hy vir hulle gesê, ek stuur julle 2-2 uit. Wat moet julle gaan sê? Gaan sê die koninkryk van God het naby gekom. Maar wanneer hy julle uitstuur, hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in. Met ander woorde, hy sê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Markus 16 vers 17, en vir die wat glo sal daar tekens volg. En ek gaan so 'n bietjie vir u net die tekens vanmôre, wat hy sê, as hierdie dinge gebeur, as dit plaasvind, kan daar tekens wees, sal daar tekens wees, mense sal gered word, mense sal verlos word. Ek het vir julle, laas Sondag het ek daaroor gepraat, was my een getuienis wat 4 jong mense by my in die gemeente, by die pastorie aangeklop het. Die dag staan of die namiddag toe staan hulle daar, ekskuus, en hulle sê vir my, pastoor, asseblief, help ons wil loskom, ons wil nie meer in hierdie dwelms wees nie, help ons asseblief, ons wil loskom. En ek het saam met daai jong mense gegaan, en saam met hulle tyd gaan spandeer, tot hulle losgekom het, en van hulle is al, van een is al vandag oorlede, van die ander 3 weet ek weet dan 2 nog bly, maar die ander weet ek nie. Maar daarna het ek nie weer gesien dat hulle dit is nie. Die groot probleem met dit was, mense het hulle in die dorp gesien as die sleg. Die mense in die dorp het hulle gesien as die uitgeworpenes. Mense in die dorp het hulle gesien as nie mense met wie jy wil vereenselwig nie. Maar tog was daar 'n hinkering in hulle om los te kom van die dwelms. En ek het 'n week saam met, of 2 weke wat ek saam met hulle gaan spandeer het, of 3 weke, 'n maand, was 'n maand wat ek saam met hulle gespandeer het. En terwyl ek met hulle daai tyd, die laaste aand wat ons daar is, toe bou hulle 'n kruis, en hulle sit hulle name op hy kruis. Hulle sê, vandag is ons klaar met daardie lewe. Nou baie mense wat dalk daai kruis, as hy vandag nog dalk daar staan, ek weet nie, of al staan hy ook nie. Baie mense as hy dalk daai kruis gesien het, so gewonder het, wat se kruis is hierdie? Waarvoor staan dit? Hulle het nie beleef wat ek beleef het nie. Ek is 'n getuie van daardie jong mense. Ek is 'n getuie van laas Sondag het ek dit genoem, van 'n vrou wat depressief was, wat slaapterapies en al daai goed gekry het, wat die Here losgemaak het, dat sy later aan uit haar eie het gesê, ek wil nie meer hierdie depressante drink nie. Sy sê, ek kan nie meer so aangaan met my lewe nie. En ek is 'n getuie van dit. En vanoggend gaan ek met u praat ook oor. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem. En as hulle iets doodliks gedrink het, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Vers 19. En nadat die Here, bring vir my 'n bietjie water asseblief. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, as hy opgeneem in die hemel. Hoor nou, en hy gaan sit aan die regterhand van die Vader. Waar Jesus vandag sit, hy sit aan die regterhand van die Vader. Wat doen? Hy tree vandag vir jou in. Hy tree vir ons elke ene in vandag. Hy is die ene wat by die Vader sit as die aanklaer. Wanneer die aanklaer kom, die duiwel kom en hy kla aan, sê die woord van die Here, is hy die ene wat jou verdedig.
is hy die ene wat intree by die Vader vir jou en my. Ek lees oor die laaste naweek, lees ek so iets moois, wat sê, dat Jesus staan eintlik tussen my en my sonde. Hy staan in die middel. Hy is die ene wat eintlik vir my intree. Hy is die ene wat eintlik maar vir my vat, dat ek deel kan wees van die heerlikheid van die Here. Vers 20, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en dan sê die woord van die Here, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. In Handeling 14 vers 3 sê hulle, praat hulle, en toe hulle geruime tyd, dit is nou Paulus en Barnabas, toe hulle by mekaar was, 'n geruime tyd daar deurgebring het, en vrymoediglik gespreek in die Here, wat in die woord van sy getuienis, hoor nou, wie gee getuienis, wat aan die woord van sy woord getuienis gegee het, deur te beskik, dat die tekens en wonders deur hulle hande plaasgevind het. Wil sê, as ons dit reg verstaan, dit wat hulle gedoen het vir die Here, dit wat hulle gemaak het vir die Here, het die Here saamgewerk. Die Here het hulle gebruik as 'n instrument. Die Here het hulle gebruik as 'n getuie. Die Here het hulle gebruik om werklik vorentoe te kan gaan en die heerlikheid van die Here te kan verkondig. En deur daardie woord sien ons dat die Here op baie wyse saam met hulle stem en saam met hulle is, sodat hulle die heerlikheid van God die mense kan kry. Onthou, hulle was verspreid gewees. Die disippels het begin uitbeweeg. Mense het die evangelie begin vat, maar hulle het begin doen wat Jesus gedoen het. Dis die mees belangrikste ding. Ek weet, in my hele lewe in die bediening, was daar baie mense wat al gesê, pastoor, ek glo nie meer aan die genesings nie. Pastoor, ek glo nie, dit was vir daai tyd gewees, dis nie vir nou nie. Dit is vir nou. As jy ooit vir my in die Bybel kan wys, dit is net vir daai tyd gewees, sal ek jou glo. Maar daar is nêrens dit nie. Daar's meer opdragte aan jou en my. En baie keer mense sê vir my, hoekom moet ek dit doen? Jy is besig om voor te berei vir jou einddag, wanneer jy nie meer hier gaan wees nie. Hierdie is tydelik. Paulus skryf dat hierdie is tydelik. Ek en jy sit nou in vir die ewigheidswaarde, wat ons vir ewig saam met God gaan wees. Dit is waarna ons leef, dis waarna ons strewe. Hy sê, deur hulle hande het daar wonders plaasgevind, en hulle kon dit sien. En dan Hebreërs 2 vers 3 sê hy, hoe sal ons ontvlug as ons die groot saligheid verontagsaam? Hy sê, as ons hierdie dinge nie doen nie, nadat dit eers deur die Here verkondig is, en aan ons bevestig is deur, vers 4, terwyl God ook nog saam, hoor nou, terwyl God ook nog saam getuig het deur die tekens en die wonders van allerlei kragtige dade en die bedeling van die Heilige Gees volgens sy wil. Good News Bible sê in die Engels sê, at the same time God added his witness to theirs performing. Dit wat hulle doen, gee God by. Hy sit nog by, hy bring by. Kom ek gaan vanoggend vir julle vertel, dit is in Sanin. Nou haar naam is Lois. Nou ek weet nie, Lois, as jy dalk al daar is, kan jy vir ons 'n laffie gee? Kyk daar so, niks. Nou Lois is haar naam. Sy was 37 jaar oud gewees. Sy saam met ons in die gemeente gewees. Ons pastoor daai tyd was op verlof gewees, maar in die tyd toe hy nog daar was, kry sy 'n beroerte as 'n jong dame. As 'n jong vrou kan jy amper sê in haar vleuer. Ons het almal ons kinders gehad en sy kry 'n beroerte. Haar hande het so ingetrek. Haar been was verlam gewees en haar sprok was ook so bietjie aangetast gewees. Sy kon glad nie skoene aantrek nie. Nou vir 6 weke sê sy, het ons baie vir haar gebid, baie vir haar gesalf en gebid en die Here gevra om haar te genees. Sy het ook vir ons keyboard in die kerk gespeel. Nou sy staan daar of sy sit daar en dit het met haar gebeur. En die Sondag
oggend toe kom sy kaalvoet kerk toe. Ek sal dit nooit vergeet en ek het vir haar ook weer gevra, Louis, is dit so? En sy het gesê, ja, dit is so. Nou ek gaan nou haar goeders, Elsie het hom. Ek gaan haar goeders ook vir jou lees, maar dan wil ek vir jou daarna die prentjie skep rondom dit. En ek het al net weer gevra om vir my te sê, is alles waar, en ek het vir haar alles gedwit wat ek nog kon onthou van haar, en laat ek dit net hê. En dit is haar antwoord gewees, Pastoor Pieterse was met verlof. Ja, ek het nie skoene aangehad nie. Jy onthou reg. En ja, en dan praat sy van haar pa, ek gaan nou dan bietjie meer oor praat. My pa het my daar uit die bank kom haal, en ek het alleen by die kansel opgeloop. Ek was 37 jaar oud gewees. Ek het eers alleen gesing, maar het so gehuil, toe die gemeente maar gehelp. Ja, dis waar, en 'n wonderwerk gewees. Ja, 6 weke lank het ons gebid. We serve a mighty God. Lekker slaap. Maar ek wil vir u sê, terwyl ons oor 6 weke van gebid het, gebeur dan niks nie. Sy kom kerk toe hulle kom, en die oggend het sy nog gesê, sy het amper by die huis gebly, en iets het haar gedwinge gesê, staan op, gaan kerk toe. En terwyl sy sit, onthou net, ons almal wat daar sit met die gedagte, ons bid vir haar al so lank. Ons vra die Here om haar aan te raak en daar gebeur niks nie. Daai Sondagoggend, dan kom stap pa oom Dirk na haar toe. En hy gevat haar uit die bank uit, en hy begin loop net daar vorentoe. En hy bring haar na die voorkant van die kerk toe. En onthou, almal se oë is nou daar, almal is daar. En hy kom staan, en ek dink by myself, ons het reeds al so baie van gebid, en daar was geen genesing nie. Wat sal die verskil dan maak vir oggend? Wat is die verskil dat daar iets anders sal gebeur? En ek dink die meeste in die kerk het met dieselfde gedagte gesit daai oggend, laat ons het al so baie van gebid vir genesing, en daar gebeur dan niks nie. En die oggend toe haar pa vat en haar pa met haar voorkom staan, toe stap ons en ek gaan bid saam met haar, en ons is gemeente, ons bid saam met haar. En nadat ons klaar gebid het, onthou dat niks iets gebeur, wat ons gesê dit het gebeur nie. En toe ons omdraai, stap ek terug na die kansel toe, en sy kom, en sy begin is wat, sy het so gestaan, sy stap reguit vorentoe, na waar die verhoog was. En sy loop met daai been, wat sy nog moet sleep, so, wat nie heeltemal werk nie. En daai vingers nou, en sy stap om, en sy gaan sit, agter die keyboard. En terwyl sy daarin sit, ek dink het almal gedink, Louis, wat doen jy? Wat gaan jy doen? En sy begin speel, die mooiste koortjie wat daar kan wees ook, U is verhewe. En sy begin sing hom. En sy begin speel hom. En dit het jy gehoor, wat skryf sy, en sy het begin huil, want ewe skielik kan daardie vingers, wat so nie heeltemal reg was nie, kon reg druk, kon reg speel, en Louis is van daardie dag af, is hy genees, soos volkome van beroerte. Sy het daarna aangesterk, sy het verjaar toe ons nog wat gespeel, in die naam van die Here groot gemaak. Maar sê, wat sê ek vanmôre vir jou? Ek is 'n getuie van dit wat God kan doen. Mense kan vir my baie goeders vertel. Mense kan vir my baie goeders praat met my. Baie mense kan sê, ja, dis nie waar nie. Maar luister, wanneer jy 'n getuie is, dan is jy 'n getuie van die werklikheid wat God kan doen. En ek was 'n getuie toe ek sien hoe die Here haar genees, laat daardie vingers, wat daardie hande wat so was, wat nie heeltemal reg was nie, laat sy met hulle kon speel. En ek wil vir jou sê, daar was 'n opgewondenheid daai oggend in die kerk, maar dink vir oggend wat dit vir haar beteken het as ma, wat het dit vir haar beteken in haar lewe, en sy is genees.
Ek verstaan nie partykeer God se dinge nie. Ek verstaan nie hoekom die Here partykeer so werk nie. Baie keer bid jy vir iemand en daar gebeur niks nie. Baie keer lê jy vir mense aan op, jy salf hulle en daar gebeur niks nie. Maar dan kom daar 'n dag wat God iemand aanraak, wat hy iemand optel, wat hy iemand genees en jy verstaan nie daai dinge nie. Want hoekom? God het sy eie planne, sy eie gedagtes met ons. Ons kan nie vir die Here gaan sê, Here, maar ek dink jy moet so maak, jy moet so maak, jy moet so maak nie. Dit kom net daarby, laat ek en jy moet maar net gehoorsaam wees. En baie keer dink ek by myself, as hy daai oggend gekanselleer het en nie kerk toe gekom het, jy onthou sy het Kaalvoet kerk toe gekom. Want sy kon nie haar skoene aankry nie. Sy het Kaalvoet gekom, sy het kon gesê, wat gaan die mense van my dink? Wat gaan die mense van my sê? Laat ek liewer by die huis bly. Dis mos beter. En almal sou seker van gesê, man, bly maar liewer by die huis, die Here verstaan dit. Die Here weet hoekom en die Here weet waarom dit so moet wees. Waarom jy hierdeur gaan, maar luister vanoggend. As jy die stem van die Here in jou hart en jou gees hoor, doen wat hy vir jou sê om te doen. Doen wat hy vir jou sê om te doen. Toe sy met daai Kaalvoete kerk toe kom, kan baie van die ou tannies dalk hulle neuse opgetrek het, en baie mense kon gesê, sy kon liewer by die huis gebly het. Maar daai oggend was haar genesing. Daai oggend toe haar pa vir haar uitbring, was haar genesing. En nou kan ons maar redeneer en praat soos ons wil, maar al wat ek weet is dat God het haar genees daai oggend. Ek was 'n belewenis van dit, ek was 'n getuie van dit gewees, en ek het gesien hoe die Here dit doen, en wat die Here vir haar maak. Daarom kan ek met vrymoedigheid by mense staan, dan kan ek vir hulle met 'n oop gemoed sê, luister, ek weet wat my God kan doen. Ek gee nie om wat mense sê nie. Mense het nie beleef wat ek beleef het dalk nie. Mense het nie gesien wat ek gesien het nie. Maar ek wil vir jou sê, as God 'n jong manne kan losmaak en 'n jong meisie kan losmaak, en ek kan iemand van depressante wat vasgevang is losmaak, as God iemand van dwelms kan losmaak, as God 'n alkoholist kan losmaak, as God 'n oorheerder kan losmaak, hoeveel te meer vanmôre nie vir ek en jy, om by ons ook stil te staan nie? Om vanmôre met ons ook te loop. Hy ken vanmôre jou hartsbegeerte. Hy ken vanmôre jou hartsverlange. Hy weet wat in jou hart is, wat partykeer sê ek vir mense, Elsie weet nie alles wat in my hart ingaan nie. Sy ken nie al my hart partykeer nie. Partykeer slaap sy, dan sal trane in my oog in die aande. Sy weet nie van dit nie. Sy weet nie wanneer ek in die aande los lê en ek praat met die Here en ek sê, Here, maar dit of dit nie. Jy sien, die Here ken jou. Hy ken jou vanoggend. Hy ken vir hulle wat luister, Louis wat luister, hy ken haar. Sy het ontmoeting met die Here gehad. Daardie jong mense het ek nie as pastoor, het nie vir hulle aan mekaar gepreek oor die dinge van die Here nie. Ek sê vir baie mense, toe ek die dag my hart en my lewe vir God gegee het, was daar nie iemand by ons nie, was net ek en sy alleen op die pad gewees. Maar die aand toe ek daai kar uitklim, toe weet ek, as ek vanaand sterwe ek sonder God. En daarso het ek my hart en my lewe gedraai tot vandag toe vir die Here. Ek het 'n getuienis van wat God vir my gedoen het. Ek het 'n getuienis wat God vir ander gedoen het. Ek het 'n getuienis vanmôre om vir die wêreld te kan vertel, God red nog, God verlos nog, God genees nog, God maak nog vry. Ja, ek verstaan nie self hoekom baie mense nooit gesond word nie. Ek verstaan self nie hoekom dit nie. Maar een ding weet ek vanoggend, God is daar. Nou daardie selfde vrou, Louis, op die oomblik sit sy in 'n rolstoel. Sy het 'n siekte wat haar liggaam nie meer met haar stelsel werk nie meer met haar spiere nie. Nou sy sê vir my, sy's in 'n rolstoel op die oomblik. Nou ek het nou niks wat ek nou daaroor wil sê nie, behalwe dat ek wil vir Louis sê, jy het nie 'n pa wat jou vanmôre kan vorentoe vat nie. Maar ek weet, ek het 'n God wat vir jou dit kan doen. Ek glo dit. So Louis, doen net wat jy gedoen het daar, staan op en loop. Vertrou die Here. Ek glo dat die Here kan haar daar aanraak.
die Here is die God wat dit vir haar kan gee. Maar as die Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, hoor nou, die Gees van waarheid, wat van die Vader uitgegaan het, sal hy van my getuig. Nou baie keer sê ek vir die mense, gaan kyk Galasiërs 15 vers 5 vers 17. Daar sien jy dat die woord van die Here sê, die gees begeer teen die vlees en die vlees begeer teen die gees. En hierdie twee staan teenoor mekaar dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Nou baie ouens het altyd, toe ons nog daai jare so bietjie baie geskep het en te kere gegaan het en ding gedoen het wat ons nie moes doen nie, dan kom ons altyd, dan sê ons die een stemmetjie hierdie kant het gesê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. En die ander een het gesê, man, dis dalk jou laaste ene, drink maar laat jy 'n bietjie voorkom, so. Nou, dan sê ons altyd, ag, ons is nog altyd 'n ou vir sports gewees, dan vat ons maar hier in hierdie kant, wat vir ons sê, min het ons geweet, dit staan in die Bybel, min het ons geweet, maar ons het gespot. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het geleer op Sondagskool, het ek geleer, sing is die ou koortjie daar so, soos Fossies is die duiwel en las, ek dink ek moet julle al vertel, soos Fossies is die duiwel en las, vat ek hom en druk hom in 'n kas, die deur sal ek sluit en die sleutel verloor, want hy het baie poets op my gebak gehoor, ek sal my Heer getrou dien, ek sal, nou, wanneer ons 'n paar lekker happe in het, dan sing ek vir hulle, soos Fossies is die duiwel en 'n las, meantime was ek met die duiwel en las gewees. Nou ja, maak nie saak hoe jy maak nie saak hoe jy redeneer nie. Die Gees van die Here getuig met ons gees. Ek sien, baie mense het vir my al gevra, Pastor Willie, hoe weet jy, jy's kind van die Here? Hoe weet jy kan sê, jy behoort aan die Here? Gelees Romeine 8 vers 16, 17, 18, gelees hom. God se Gees getuig met jou gees. En daardie Gees van die Here getuig van wie? Getuig van die Vader. Hy getuig van die Seun. Hy getuig vanmôre van jou. En ek sê vir jou, dit wat jy doen is verkeerd. Ek sê vir baie mense, as jy die aand in jou bed lê, en jy lê daar so en jy dink, vandag moes ek nie so kwaad geword het nie. Vandag moes ek nie dit gesê het nie. Dis nie die duiwel wat met jou praat nie. Dis die Heilige Gees van die Here wat met jou praat, wat vir jou sê, luister, dit was nie nodig om so te wees nie. Dit was nie nodig gewees om dit te praat nie. Dan lê jy daar so, dan sit nie iemand langs jou of om jou wat met jou praat nie. Maar dis die Here wat met jou praat. As jy baie keer 'n ding gedoen het en 'n stemmetjie sê vir jou, luister, dit wat jy gedoen het vanoggend is verkeerd, of dit wat jy gemaak het is nie reg nie. Dis nie die duiwel wat sulke instruksies vir jou gee nie. Dis die Gees van die Here wat met jou praat. Want die Here getuig, die Gees binne in jou en my, getuig van dit wat God doen, wat Jesus doen. Hy getuig van dit wat hy moet doen. In Johannes 5 vers 27, en hiermee wil ek afsluit, dan sê hy, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Jesus sê vir hulle, julle getuig ook, ons getuig vanoggend ook, wat het die Here vir jou gedoen. As jy vanoggend staan, of jy sit, en hulle wat luister, as die Here vanoggend vir jou, of vir jou in die verlede al iets gedoen het, het jy getuienis. En daardie getuienis, kan iemand anders te help vanoggend. Jou getuienis, kan van iemand iets anders te laat doen, kan van sy verkeerde weë afgaan. Die Ou Testament was by een van die mooiste dinge wat ek gelees het, toe die volk deur die Jordaan trek, moes hulle 12 klippe vat, 12 klippe binne in die rivier pak, en hulle 12 in 'n kring gepak. Ek het eendag daaroor gepreek. Maar weet julle wat, en toe hulle dit klaar gepak het, sê die Here vir hulle, hoekom moes hulle die klippe gepak het daar? Mense kan nou gedink het, maar wat gaan klippe maak? Maar was dit nie Jesus wat uitgeroep het, dieselfde toe hy Jerusalem ingaan? As julle my nie wil prys nie, sal die klippe my prys. En die Here sê vir hulle, daai klippe wat ek daar gesit het,
sal 'n getuie wees vir julle kinders se kinders se kinders. As hulle daar verby stap en hulle sien daai klippe en hulle julle vra, wat se klippe is daai? Moet julle vir hulle vertel wat waaruit God julle uitgelei het uit Egipte land. Wat God vir julle gedoen het. Wat sê, daai klippe sal 'n getuie wees en julle sal 'n getuie wees weer van dit. So vanoggend is ons getuienisse van dit wat God doen, dit wat hy beteken, dit wat hy maak vir ons. Wanneer jy uitgaan hierso, kan jy dalk sê, maar dis klaar. Hulle wat luister kan sê, ag, ek weet nie so mooi nie, dis nie my geaardheid nie. Jy het nooit nodig om in jou geaardheid te werk nie. God werk in daai geaardheid. God het jou juis geskaap met jou geaardheid, omdat hy jou wil gebruik daar. Hoeveel keer het ek in my lewe dit gebeleef? Groot manne, wat ek het hulle altyd genoem, op bulldogs by my in die kerk. Hulle is so 'n klomp brompotte, so, as jy met hulle praat, dan klink hulle sommer met jou ongeskik. Jy het nie eens lus om met hulle te praat nie, want hulle klink, hulle klink al ewig of hulle grom en knor en jou wil byt. Maar weet jy wat? Daai selfde ouens was ek al op 'n kamp, dat van die ouens na my toe gekom het en gesê, pastoor, ek het nie gedink daai ou is so smart ou nie. Sê ek, weet jy wat? Ou brompot, hy klink maar net so, maar hy het 'n hart van goud. Was dit nie die manne, wanneer ek baie keer nie eers fondse in die kerk gehad het nie, dat ek na hulle toe kan stap en vir hulle vra, ons wil julle nie ons help nie, enige tyd. Ouens, ons wil 'n braai hou, maar ons het nie geld vir vleis nie, wil julle ons nie help nie? Op brompot, dan kry ek my geld. Weet jy wat? God wil jou gebruik soos wat jy is. Hy soek nie vir môre 'n volmaakte mens nie. Hy soek nie vir môre jy moet 'n volmaakte vrou wees nie, of man wees nie. Hy soek jou vir môre om 'n getuie vir hom te wees, net soos wat jy is. Brompot en al. En die brompotte skryf die mooiste geestelike goed vir my baie keer. Maar almal loop sulke draaie om hulle. Hulle is te bang om met hulle te praat. Wat hulle sê, hulle lyk so kwaai, hulle lyk so. Maar gesit saam met daai ou in die veld. Gesit saam met daai ou waar ons alleen is. Waar daar nie mense om ons nie, dan luister jy na daai persoon. So, God wil jou gebruik vir oggend, vir sy naam, vir sy heerlikheid, nie vir jou nie. Nie omdat, dit moet nie lyk wil die tron is krent nie. Ek is niks. Ek is niks. Ek is maar net 'n instrument in die hand van die Here. Baie keer sal mense kom en sê, Pastor Willie, maar jy is daarom goed en jy maak dit. Weet jy wat? Die enigste een wat goed is God. Ek en jy is nie goed nie. Baie mense weet nie van alles wat deur my gedagte gaan nie. Partykeer dink ek, daar gaan partykeer deur my gedagte, as dit met bewaarheid geword is, so baie mense sommer dan neergeslat het, hulle sal nie weer opgestaan het nie. Maak nie saak wat ek dink, wat ek het nie. God wil jou en my gebruik vir oggend, vir sy koninkryk. Wees my getuie, sê die Here. En ek vertrou die Here, dat elkeen van ons sal daai getuienis, wat God in jou hart gedoen het, laat uitleef. Gaan vertel dit net vir iemand. Gesê net vir die iemand. Want die Here het gesê, my getuienisse is waar. En hy het saam met hulle gewerk in daai getuienisse. So die woord bly waar. Hy gaan nie verkeerd wees nie. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vanmôre, Here, vir U heerlikheid en U grootheid. Here, toe U vir U disippels gesê het, voor U opgevaar het U vir hulle gesê, gaan uit. Gaan vertel vir die mense van my. Gaan na die uiteindes van die aarde, gaan vertel vir hulle van my. Here, wanneer ek in hierdie wêreld kyk om ons, daar waar ons bly, daar waar ons is die wêreld baie keer so deur mekaar, laat ons baie keer benoud voel. Baie keer dink ons, Here, wanneer sal hierdie goed stop? Dis dood.
dis moord, dis diefstal. Here, dit is hoe mense bedrog. Alles speel voor ons af. Here, en ons het nie antwoorde vir al hierdie goed nie. En ons weet nie baie keer, Here, hoe om al hierdie goed te hanteer nie. Here, dan is daar nog siektes, daar's pes, daar kom verskillende dinge wat om ons en deur ons en om ons gebeur. En ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Maar Here, vanoggend weet ek, U het by uit al die dinge uit toe die disippels so vervolg was, waar hulle in die tronke gegooi was terwille van U woord, wat hulle nie opgehou het met dit nie. Hulle omstandighede was baie keer haglik. Maar Here, hulle het nie opgehou nie. Hulle het in die nag in die tronk, het Petrus hulle gesing. Hulle het die naam groot gemaak uit al hulle omstandighede uit. Paulus skryf, baie keer het hulle kos en oorvloed gehad en ander kere het hulle niks gehad nie. Hulle skryf, baie keer kon ons so baie gee, baie doen en ander kere kon ons niks doen nie. Maar Here, hulle het nie opgehou om 'n getuie vir U te wees nie. So vra ek dan vanoggend vir U, ons almal, hulle wat luister, laat almal 'n getuie sal wees en bly van U. Laat hulle elke ene deur hulle omstandighede waarin hulle is, Here, laat hulle sal glo, laat hulle sal spreek dit wat U vir hulle gedoen het. Here, seën elke ene en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir U haar koortjie doen wat sy gesing het daai dag daar. Ek kan U hoor hoe dit gegaan. O, U is verhewe, U is verhewe, U is verhewe bo aan. Die skepping verheer die saliges loof U, want U is verhewe bo aan. O, Hy is verhewe, Hy is verhewe, Hy is verhewe bo aan. Die skepping vereer die saliges loof U, want U is verhewe bo aan. Is dit nie 'n wonderlike koortjie nie? U is verhewe. Toe sy hom daardie dag sing, toe sy daar gaan sit en sy speel hom, was haar gedagte om te sê U is verhewe. En almal, die saliges sal U loof. Die ouens wat deur moeilikheid uitgaan, gaan U loof. Die ouens wat niks het, hulle gaan U loof en prys. Want God se goedheid en guns is tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Ons sluit af. Vader, baie dankie. Dat ons net weer vanmôre rondom U woord kan sit en hoor, Here, dat ons moet 'n getuie wees. Here, binnekort gaan ons die dag herdenk wat U in die hemel opgevaar het, waar U gaan sit het aan die regterhand van die Vader. Here, waar U vir elkeen van ons intree, wat U by die Vader pleit vir elkeen van ons. Here, weet ek vanoggend, is ons net in U hande. Here, ek wil ook vanoggend vra, Here, wat kan julle op die pot gaan, dat julle sal bewaar en beskerm, veilig by julle bestemming aanbring. Vir ons wat hier is, Here, bid ek dat U vir ons ook sal bewaar, waar elkeen van ons gaan, waar elkeen van ons beweeg, dat U hand op ons sal wees, dat U ons sal bewaar en beskerm. Here, my gebed is nie net dat U ons sal bewaar en beskerm teen hierdie aardse dinge nie, maar ook teen die bose. Here, bewaar ons soos die appel van U oog. Here, nou seën ek elkeen van hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as almal sê, Amen. Die Here seën U
en mag hierdie woord met u leef en bly. En vir die ander ouens, volgende naweek is ons weer terug op die livestream, dan sien ons mekaar weer volgende Sondag. Mooi bly, praat ons weer.